Goeiedag, ons gesels oor Heilige Gees en spesifiek oor vervulling met die Heilige Gees. En die tema van hierdie reeks is vul my met die Heilige Gees asseblief Jesus. Hierdie is 'n onderwerp wat vir baie mense moeilik is om te verstaan of om te hanteer of om te bedink. Reeds as gevolg van sekerlik ons geskiedenis waaruit ons kom. As jy uit 'n sekere tradisie van die kerk kom, is dit dalk vir jou vreemd om te luister of te dink aan vervulling met die Heilige Gees, aan goed soos spreuke in tale, aan die gawes van die Heilige Gees. Want jy is soort van geleer, hierdie is nie vir vandag nie, dit werk nie, dit is opgemaak, wat ook al jy geleer het rondom dit. So in 'n sekere sin het ons teologie ons weggevat van dit wat die Here bedoel het met deel wees van ons lewens en ons het iets anders daarvan gemaak en ons moet dit deurwerk, ons moet dit in ons verstand deurwerk, in ons harte deurwerk. Ook die feit dat Heilige Gees nie tasbaar is, sigbaar is nie. Ons kan baie maklik identifiseer met Vader. Ons het 'n aardse verhouding met 'n aardse Vader, Pa. So ons het 'n vermoë om te identifiseer met hom as Vader en die Vaderfiguur en as God. Met Jesus kan ons maklik identifiseer want Jesus is mens. Ons verstaan mens en ons sien hom en jy weet mense kon aan hom vat en ons het 'n kinderbybel met prentjies van hom en al die goeders wat daarmee saamgaan. Maar Gees is onsigbaar. Gees is nie tasbaar nie. Soos die Bybel self verwys na Heilige Gees as 'n wind en hy waai waar hy wil en jy weet nie waarvan of hy kom of waar hy gaan nie. Dis die onvermoë van ons om Heilige Gees te kan sien maak dit soms vir ons moeilik om met hom in 'n verhouding te staan, om dit maak ons so half terugtrekkend, weg van hom af. Ja, en dis seker die grootste fout wat ons kan maak. Want Heilige Gees is so absoluut, onbeskryflik magnifiek as wese en ons moet net verstaan dat hy is 'n persoon, deel van die drie-eenheid, God, net soos Vader en Seun, deel van die drie-eenheid en ons kan in 'n verhouding met hom staan en hy wil in 'n verhouding met ons staan. Dis die lekkerte daarvan om te weet dat hy naby ons is en naby ons kom en in ons kom woon en deel is van ons lewens. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor hoekom het ek 'n naby verhouding met die Heilige Gees nodig? Hoekom is daar dit noodsaaklik vir my om 'n belydenis te kan hê of in my hart te kan verstaan ek staan in 'n verhouding met Heilige Gees. N.T. Wright, 'n baie bekende Nuwe Testamentiese teoloog, skryf hierdie in een van sy boeke. Hy sê, those in whom the Spirit comes to live are God's new temple. They are individually and corporately places where heaven and earth meet. Dit beteken dat Heilige Gees wat in jou en my kom woon, dis die plek hier binne, hierdie tempel van God, waar Heilige Gees woon, is die ontmoetingsplek van hierdie mens en God. Dis die plek waar God en ek by mekaar uitkom, waar hy by my uitkom met my deel en werk. En die Heilige Gees woon binne in jou, woon binne in my. Hoe kan ons enigsins op 'n plek wees waar ons kan dink dat God in ons en hy bly in ons en sy naam is Heilige Gees,
en ek ken hom nie, en ek verstaan hom nie, of ek is nie in 'n verhouding met hom nie. Hoeveel mense is daar wat 'n belydenis het dat hulle kinders van God is, en dan ook die belydenis sal hê dat ek 'n tempel van God is en van die Heilige Gees is wat in my woon, en dat met daardie belydenis weet hulle niks van Jesus, weet hulle niks van Heilige Gees nie. Is hulle nie bewus daarvan dat hy is in hulle harte woon en het hulle net nie 'n verhouding met hom nie. En dis wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet in 'n verhouding met hom staan. So ons het 'n fisiese en 'n geestelike geboorte. Nou die fisiese geboorte is 'n eenvoudige ding, ons almal weet dit. Jy het 'n dag en datum met jou geboortedatum, is jou verjaarsdag met ander woorde. Dis jou fisiese geboorte. Maar ons het ook geestelike geboorte. Iets wat spesifiek met ons gebeur om 'n lewensveranderende gebeurtenis. En ons lees daarvan in Johannes 3 vers 5 tot by vers 8. Hy sê Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet wedergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom, of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Daar is 'n verwagting dat ek moet iets weet van Heilige Gees wat in my woon wanneer ek uit die Gees gebore is. Die oomblik wanneer jy jou hart aan Jesus gee, wanneer jy hom Jesus erken as koning en Here en saligmaker, wanneer jy sy sterwe, sy plaasvervangende dood vir jou aanvaar as 'n werklikheid vir die pad van vergifnis en vryspraak. Die oomblik wanneer jy Jesus erken as die verlosser van jou lewe en jy voor Vader kom en vergifnis vra vir jou rebellie teen hom en Jesus se heilswerk aanvaar in jou lewe. In daai oomblik, daai oomblik wat jy dit doen, vind wedergeboorte plaas. So wat is besig om te gebeur met wedergeboorte? Heilige Gees kom en hy kom maak hierdie Gees wat in my is, wat deel van my is, wat deel van God se skepping van hierdie mens is, kom maak hy lewendig. Iemand het 'n rukkie gelede gepraat oor 'n handskoen. As jy 'n gewone handskoen vat en jy hou hom vas, dan is dit net 'n handskoen, hy het geen betekenis nie. Jy kan hom neersit, hy lê daar. En dis soos ons gees is. Dis soos 'n handskoen. Maar die oomblik wanneer jy jou hand vat en jy steek dit binne in hierdie handskoen in. Al het daai handskoen 5 vingers en al het daai handskoen 'n vorm van 'n hand, hy het geen betekenis as daar nie 'n hand in is. Hy begin lewe die oomblik wanneer jy jou hand binne in die handskoen indruk. Die oomblik wanneer Heilige Gees binne in ons kom woon en ons gees wederbaar, dan begin ons gees lewe. En ons lewe, want Heilige Gees lewe binne in ons. So hy is die bron van daai lewe. So almal wat deur die Gees gebore is, dis kinders van God. So ek het hierdie geestelike geboorte, maar met die geestelike geboorte kom 'n Heilige Gees en hy kom woon binne in my. In Johannes 1 vers 12 tot 13 lees ons die volgende. Hy sê maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Maar uit God gebore is. So hy het hulle mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo.
En nie uit vlees uitgebore is nie. Ja, ons het 'n vleeslike geboorte. Maar dis my vlees. My vlees kom van my aardse pa en my aardse ma. Maar my siel en my gees kom van God af. En dis hierdie gees in my wat nuut gemaak word en tot wedergeboorte kom. En omdat dit gebeur, is ek 'n nuwe mens en nou is ek kind van God. En dis wat Heilige Gees vir jou en my kan doen. Hy maak ons kinders van die Allerhoogste. Ek wens ons kan baie keer verstaan wat dit beteken om te kan sê, ek is 'n kind van God. Nie net, ek is nie net Kobus nie. Ek is nie net 'n pastoor van die AGS Kerk in Stilbaai nie. Ek is kind van God. Ek is 'n kind van die Vader. My Vader is God. Dit is so onbeskryflik groot en wonderlik as ons dit net kan besef hoe groot en goed en wonderlik en lieflik en trou hy is. So, ons word seuns en ons word dogters van die Allerhoogste God. Mense, ons kan dit regtig verstaan wat dit beteken. Ek dink as ons regtig kan verstaan wat dit beteken, gaan ons ophou om te leef soos verloordes. Soos mense wat nie saak maak. Soos mense wat identiteitloos is. Want daar ons identiteit lê reeds daarin, ek is 'n seun of ek is 'n dogter van die Allerhoogste God. Hy het my vrygekoop, ek is syne. Romeine 8 vers 1 lees ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So nou is Heilige Gees binne in my, en Heilige Gees het my wederbaar, ek is nou in Christus, Christus in my, Heilige Gees in my, en ek stap saam met hom op pad, soos wat Heilige Gees my lei. Hy praat met my, hy deel met my, hy werk met my konstant, sodat ek kan verander om soos Christus te word, sodat my lewe kan verander en meer en meer en meer soos Jesus sal wees. In Johannes 1 vers 2 lees ons, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So hierdie en ons moet dit mooi verstaan. Dis nie net 'n geloof dat Jesus die seun van God is nie. Dis 'n geloof wat sê hy het vir my gesterwe aan die kruis van Golgotha. Dis 'n geloof wat sy werk aan die kruis aanvaar. Hy het dit vir my gedoen. Hy het vir my gesterwe en hy het in my plek gesterwe. Daarom as ek vergifnis van sondes wil hê, is dit deur die bloed van die lam, deur niks anders dan nie. Geen werke, geen dade, net die bloed van Jesus Christus reinig my van alle sondes. En dis wat Heilige Gees vir jou en my kom moontlik maak. In Romeine lees ons, Romeine 8 vers 14 tot vers 17. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Dit is eintlik onbeskryflik. As ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Wat 'n onbeskryflike, wonderlike vers. Maar ek en jy moet verstaan, ons is kinders van God, en Heilige Gees woon in ons, om ons te lei, om in ons harte te werk, om ons te rig, om ons te stuur, om met ons te praat, om met ons te werk, in 'n noue, intieme verhouding,
hier binne in my woon Heilige Gees. En is deur hom wat ek kan lewe. Dis deur hom wat ek in oorwinning kan lewe. Dis deur Jesus se werk wat in my lewende gemaak word, deur Heilige Gees. Deur Heilige Gees wat in my woon, en ek wandel deur die Gees, ek luister met ander woorde na hom, ek het hierdie ingesteldheid om sy stem te hoor, en te weet, om te wil weet, wat sê hy vir my, oor my lewe, oor my pad, oor hoe ek moet doen, oor wat ek moet doen, oor wanneer ek moet doen. So my hele wese as mens is gerig om te soek daarna, na sy teenwoordigheid en sy heerlikheid en sy majesteit in my lewe. Sy inspraak wat my lei op hierdie pad, want ek is 'n kind van God en ek word deur die Gees van God gelei. Daarom is ek wedergebore, daarom is Jesus deel van my lewe. Daarom erken ek hom. Ek kan nie hom erken as God en koning en Here en verlosser, maar nie leef soos wat hy wil hê ek moet leef nie. En dis wat Heilige Gees kom doen vir ons. Hy kom leer ons hierdie pad en wys ons hierdie pad wat Jesus vir ons kom demonstreer het op die aarde. So wat doen die Heilige Gees vir ons? Hy wat in ons woon, wat eintlik nooit die aandag op homself fokus nie. Wat konstant net die aandag op Vader en op Jesus fokus. So Heilige Gees is aktief besig om ons intieme verhouding met God te ontwikkel. Dis deur Heilige Gees wat ek en jy 'n bewustheid kan hê van Vader. Dat ons 'n bewustheid kan hê van Jesus Christus. Dat ons enigsins 'n besef kan hê van die teenwoordigheid, die heerlikheid, die majesteit van God. Dis deur Heilige Gees wat ek en jy hoor hoe hy in ons lewens inspreek en hoe hy ons lei en vir ons wys hoe lyk Jesus, hoe lyk die Vader. Dis deur hom wat ons hierdie bewustheid het van Christus en wie Christus is en sy sentrale rol wat hy speel in ons lewens en dat ons lewe omdat hy vir ons die lewe gee. Heilige Gees doen dit. Hy maak vir ons hierdie pad en wys vir ons hierdie pad en hy maak dit vir ons moontlik. Efesiërs 2 vers 18 lees ons, want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Deur hom, Jesus, het ons albei, God, Jesus en ons, toegang tot die Vader deur een Gees. So Jesus stap deur die voorhangsel heen. Hy breek dit vir ons oop. En ek en jy het hierdie voorreg om in teenwoordigheid van Vader kan inbeweeg, maar ons doen dit deur die Gees. Deur Heilige Gees wat in ons werk, wat vir ons 'n bewustheid bring van sy teenwoordigheid, hierdie beleefbare teenwoordigheid van God in ons lewens. Romeine 8:27. Hy help ons met gebed. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling is van die Gees, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hy wat in ons woon, weet wat God se wil is. En wanneer ek en jy bid, kom gee hy ons die woorde om te bid ooreenkomstig God se wil. Maar as ek ook vervul is met Heilige Gees en ek het my gebedstaal ontdek en ons sal later in die reeks praat oor die taal wat ons ontvang by vervulling met die Heilige Gees. Dat ons kan bid in daai taal en kan praat met Vader en praat met Jesus. Ons het hierdie onbeskryflike, wonderlike Heilige Gees wat vir ons intree. Maar ons het ook Jesus wat vir ons intree. Dis so magnifiek hoe God as eenheid saamwerk vir ons voordeel. Vir jou en my voordeel om ons lewens te verbeter en beter te maak.
Heilige Gees kom ook na ons toe en hy gee vir ons, hy maak die woorde lewendig. Efesiërs 1 vers 17 tot 18 sê hy, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid vir ons is as erfdeel onder die heiliges is. Hy sê vir ons, God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, hy gee aan ons Heilige Gees. En Heilige Gees kom help ons en gee vir ons verligte oë van ons verstand. Heilige Gees kom breek deur in ons harte en kom breek die woord vir ons oop, sodat ons kan weet wat daarin staan. Hy open ons oë, die vleesoë wat sukkel om verder as die letter te sien. Kom hy en hy maak ons geestesoë oop en ons lees die woord en die woord kry lewe. Die woord kry waarde. Die woord kry krag, die woord kry betekenis. En wanneer ek die woord so lees, dan kom Heilige Gees en hy verander my, en hy vernuwe my, en hy maak my nuut, en hy maak my heel, en hy doen al hierdie magnifieke goed wat hy doen in ons lewens. Want hy bring die woord en hy gee dit lewe. Ek en jy lees die woord en ons lees oor Jesus, en die Heilige Gees kom wys vir ons Jesus. Dis wat hy vir jou en my kom doen. So, Heilige Gees is aktief besig om ons soos Jesus te maak. Hy wil hê ons moet soos Jesus wees. Van alle tye al was dit God se plan. Vader se plan was dat julle soos my seun sal wees. Hier is die blou druk van wat dit beteken om seun van God te wees, om kind van God te wees. Jesus Christus is sy naam. En as gevolg van sonde en hierdie gebrokenheid van hierdie wêreld en ons eie gebrokenheid, het hierdie plan van ons, hierdie blou druk al krom en skeef getrek in ons lewens. En is ons glad nie meer op 'n plek waar ons veronderstel is om te wees nie. En Heilige Gees kom en hy bring ons terug na die blou druk, na Jesus toe. Hy sê, kyk hier. Dis die karakter van Christus wat veronderstel is om in jou te wees. Kom ons werk hier aan, en stukkie vir stukkie werk hy binne in ons, sodat ons kan verander en meer en meer en meer en meer word soos Jesus. 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid deur die Here wat die Gees is. So, Heilige Gees kom. Hy help ons om die sluiers van ons gesig af weg te vat, sodat ons Jesus kan sien. En dan sê hy, dan kom hy en hy verander ons van gedaante, sodat ons meer en meer kan word soos Jesus. Van heerlikheid tot heerlikheid. Is dit nie magnifiek nie? Galasiërs 5:22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Heilige Gees, dis die karakter van Christus. Dis wie hy is. Christus is, dis wie hy is. En die Heilige Gees kom en hy kom werk in ons en hy help ons dat die vrug van die Gees. Onthou, Jesus het gesê, ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur. Die Allos Parakletos, en ons sal volgende week 'n bietjie meer daaroor praat.
in die volgende sessie, 'n bietjie meer daaroor praat. Die allos parakletos, dit beteken die ander een van dieselfde soort as ek. So ek stuur vir julle Heilige Gees. Hy's 'n ander een, maar hy's van dieselfde soort as ek. So die vrug van die Gees is ook die vrug in Jesus se lewe, is ook die vrug in Vader se lewe. So wanneer die vrug van die Gees in jou en my lewe na vore kom, dan leef ons Jesus, ons leef sy karakter, ons leef sy wese. En die Heilige Gees kom help ons daarmee. Dis hoekom, wanneer ek en jy die teenoorgestelde openbaar as die vrug van die Gees, Heilige Gees wat in ons woon, is onmiddellik daarom vir ons te sê, hoorie, hierdie ding hoort nie in jou lewe nie. Hierdie is nie die regte vrug nie. Dis nie die vrug wat by Heilige Gees of Jesus of Vader pas nie. En jy moet verander. Jy moet hierdie vrugte begin dra in jou lewe. En hy help ons konstant daarmee. Heilige Gees is aktief besig om ons in 'n eenheid te ontwikkel. Hy bind ons saam as 'n eenheid. Kyk wat sê Johannes 17 vers 20 en 21. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir hulle wat deur hulle in die woord sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. So wat kom doen Heilige Gees? Hy kom bind ons in hierdie eenheid met Christus. Hy kom bind ons in hierdie eenheid in Christus en Christus in ons en ons, ek en jy, in Christus in die Vader. En ons word ons een. Die eenheid wat God vir jou en my bedoel, is so belangrik vir hom, dat Heilige Gees nie net hier langs my die pad loop nie, maar in my die pad met my loop. Dis vir hom ontsaglik belangrik dat ons in eenheid sal leef met Vader, met Jesus en met Heilige Gees. Efesiërs 4 vers 3 tot 5 sê hy sê ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is, een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop. So wat kom doen Heilige Gees? Hy kom bind my en hy bring my in eenheid met Jesus. Hy bring my in eenheid met die Vader. Ek is in eenheid met Heilige Gees wat binne in my woon. Maar nou sê hy, wat kom maak hy nog? Hy vat vir jou en my en hy bind ons saam as 'n eenheid. Liggaam van Christus. Een hoof en die liggaam wat saam met mekaar gebind is in 'n eenheid deur die Heilige Gees. Daarom stap ons saam met mekaar 'n pad. Daarom vat ons hande as broers en susters, as liggaam van Christus en ons stap saam met die pad. Maar dis nie al nie. Heilige Gees is ook aktief besig om gawes aan die kinders van God te gee. Verskillende gawes. Kom ons lees daaroor, 1 Korintiërs 12 vers 7 tot by 11 sê hy, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees en aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Die gawes van die Gees. En Heilige Gees kom gee hierdie gawes vir jou en vir my, sodat ek en jy nie meer 'n doodgewone lewe kan lei nie, maar 'n bonatuurlike lewe. Elke
gawe is 'n bonatuurlike werking van God in ons lewe. En ek en jy kan nou bonatuurlik lewe. Dink net 'n bietjie daaroor. Ons kan bonatuurlik lewe, want Heilige Gees kom gee hierdie gawes van ons, sodat dit in en deur ons lewens kan werk en ons ander mense daarmee kan bedien. Dis wat hy kom doen. Hy gee vir ons hierdie gawes, die genade van God, die krag van God, werk in jou en in my, sodat ons 'n verskil kan maak in die koninkryk van God. En dis wat Heilige Gees vir jou en my kom doen het. Maar dit stop nie daar nie. Heilige Gees is aktief besig om die liggaam van Christus te laat groei. Ons lees dit in 1 Handelinge 1 vers 8. Hy sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiteindes van die aarde. Julle sal krag ontvang. Dis wat hy gesê het. Wanneer julle by mekaar kom, gaan julle krag ontvang. En hierdie krag is nooit daar, sodat ek iemand kan wees of iets kan wees. Sodat ek kan bid vir mense, op die gawes van die Gees deur my kan werk en ek kan sê, kyk hoe goed is ek en kyk hoe wonderlik is ek. Nooit nie. Dis altyd daar om ander te bedien. Dat die krag van God in ons werk, sodat ons mense na Jesus toe kan lei, sodat ons mense kan leer, sodat ons mense kan toerus, sodat ons 'n verskil kan maak in die koninkryk van God. Dis hoekom ons die krag van God ontvang. Dis wat Heilige Gees vir jou en my kom gee. Hierdie onbeskryflike, heerlike teenwoordigheid wat in jou en my lewe is. In Openbaring 22 vers 17 sê hy, en die Gees en die bruid. Die Gees en die bruid sê, kom en laat hom wat hoor sê, kom en laat hom wat dors het, kom en laat hom wat wil die waters van die lewe neem, verniet. Heilige Gees roep saam met ons uit vir die mensdom, om te sê, as jy dors het, kom drink van die water van die lewe. En hy werk saam met jou en my, sodat ons 'n verskil kan maak in die koninkryk. Sodat dors siele se dors geles kan word by die bron van lewende water, Jesus Christus ons Here. Dis wat hy vir jou en my kom doen. So alle kinders van God het die Heilige Gees in hulle. Maar nie alle kinders van God laat toe dat Heilige Gees aktief in hulle werk soos wat hy wil. Heilige Gees vir sommige mense is soos 'n derde wiel aan die vyfde wiel aan die wa. Dalk 'n derde wiel aan my motorfiets. 'n vyfde wiel aan die wa. Vir baie mense is Heilige Gees iets wat net is net 'n aanhangsel wat so saamkom. Maar hy is God. Hy is Here. Hy woon in jou, in my. Hoe naby wil jy hê moet iemand aan jou wees? Nader as Heilige Gees is, kan niemand aan jou wees nie. In jou, deel van jou lewe. In jou, en dis waar hy woon, en hy wil aktief in jou werk, aktief deur jou werk. Dis wie hy is, dis sy wese. Romeine 8 vers 9 lees ons, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom. Ek kan net 'n kind van God wees, ek kan net wedergebore wees as die Gees van God, die Gees van Christus in my woon. Andersins behoort ek nie aan hom. Maar nou, jy's 'n wedergebore kind van God. Hoe bewus is jy van Heilige Gees? Hy sê vir ons, as jy nou net hierdie versie weer lees, julle is egter nie in die vlees nie,
maar in die Gees. As die Gees in julle woon. Waar het ons soortgelyke woorde gekry? By Jesus self. Ons het dit net nou gelees. Waar hy bid en sê, Vader, ek is in hulle en hulle in my. So, Heilige Gees is in ons en ons is in hom. En hy wil met ons werk en hy wil met ons praat. Maar ek en jy moet hom toelaat. Ek en jy moet ons harte oopmaak en sê, Heilige Gees, kom praat met my, leer my, lei my. In die meeste mense se lewens is Heilige Gees net 'n gedagte. Ons weet hy's deel van die drie-eenheid en ons bely dit. Maar ek praat nie eens met hom nie. Hy's God. Hy's Here en hy woon in my. Daarom, soos wat ek met Vader praat, soos wat ek met Jesus praat, so kan ek met Heilige Gees praat. Soos wat ek die verwagting het dat ek Vader se stemme hoor in my lewe en Jesus se stem in my lewe hoor, so het ek die verwagting dat ek Heilige Gees se stem in my lewe sal hoor. Maak jou hart oop vir die werking van Heilige Gees in jou lewe en laat toe dat hy aktief, soos wat hy graag wil, in jou lewe werk. David Wilkinson, baie bekende predikers, skryf volgende, hy sê, when you strip it of everything else, Pentecost stands for power and life. That's what came into the church when the Holy Spirit came down on the day of Pentecost. God, aktief, kragtig, lewend, werkend in jou en in my. So, ek wil jou eintlik smeek om te sê, maak plek vir sy werking in jou hart en in jou lewe. Maak plek vir sy stem, vra hom, open my ore, open my geestelike ore, open my oë, dat ek kan sien, Here. Kom werk asseblief aktief hier binne in my. En ek maak my hart oop vir U, sodat U in my lewe kan kom werk. Vader, ons sê vir U baie dankie, dat U Heilige Gees vir ons gestuur het. Jesus, dankie dat U Heilige Gees vir ons gestuur het. Heilige Gees, baie dankie dat U gekom het, en in ons woon, en deel is van ons lewens, en dat ons U kan beleef en ervaar. Ons weet wie U is, ons weet wat U is, ons weet wat U doen. Dankie, dankie. En ons wil, Here, ons wil hierdie belydenis maak. Ons is jammer dat ons soms U afskeep in ons lewens. Dat ons baie keer sommer net vergeet van U. Maar U is 'n werklikheid, U is 'n goddelike werklikheid in ons harte en in ons lewens. En daarom vra ons U, kom help ons asseblief, dat ons 'n bewustheid sal hê van U teenwoordigheid en van U inspraak, van U wat werk aktief in ons, en dat ons U sal toelaat om aktief in ons te werk. Dat ons nie net dit sal toelaat nie, dat ons, Here, dat ons 'n verwagting sal hê, Heilige Gees, dat U in ons sal werk. Jesus, help ons hiermee, Vader, help ons hiermee, dat ons kan verstaan hoe Heilige Gees in ons werk, en dat ons aktief saam sal werk, Here, aan al die goed wat U besig is om in ons te doen. Heilige Gees, dankie dat U dit vir ons doen. En ons gee aan U eer, Vader. Jesus, Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.